Kan julle my nou hoor? Daar is hy, dis beter. Nou ja, goeiemôre almal van julle. Ons is bly om so baie mense vanoggend hier te sien en welkom in hierdie stilte van ons vanoggend. So ons kon daarom nou ongelukkig nie die generator dood kry nie, want ons moet dan ergens kan woorde sien om te kan sing vanoggend so. Maar ons gaan vir julle vra, ons het nou nie mikrofone vanoggend nie, behalwe die dominee, so hy sal moet baie hard sing vanoggend. So ons gaan vir julle vra asseblief om vir ons hard te sing, dat ons dit regte kerk atmosfeer kan hê vanoggend met die gesingery. So dominee Retief Botha, ons wil net vir jou baie welkom sê vanoggend. Ek weet jy sal seker bly wees sodat ons Openbaring 'n breek gee vir 'n week. So maar ons sien regtig daarna uit om na jou boodskap te luister vanoggend. Baie welkom by ons. En dan ons oralis is Priscilla Kutse. Priscilla sê vir jou ook baie dankie en baie welkom vanoggend hier by ons. Ons gaan lekker saam met jou sing vanoggend ook. As julle my gou so verskoon, ek gaan net so 'n paar afkondigings gedoen het. Julle sal almal die afkondigings gekry het soos wat dit daar is. Ek gaan net hier en daar iets uitlig. Ek dink wat baie belangrik is ons verjaarsdag vanoggend. Ons het 3 mense in die kerk wat verjaar vanoggend. Brian, ons sê vir jou baie geluk met jou verjaarsdag vandag. Ek is seker Ednie het dan vir jou sjokolades gegee daarom, nee. Ednie, waar is jy? Dis ons nou eers in die 80. Ag nee, okay, sorry Brian, jy is nog nie naby daar nie, so. Dan Megan Strydom, sy verjaar ook vandag. Ek sien sy is hier nie, maar sy vir ons sê baie geluk met haar verjaarsdag. En dan JP Swart. JP, baie geluk ook met jou verjaarsdag vandag. So. JP het gesê hy het of koek gebring of hy nou ons almal verspur na die tyd. Ek weet nie wat se een van die twee is dit nie, so. Maar baie geluk ook met die ander wat in die week wat voorlê verjaar. Geseënde jaar vir julle wat voorlê en ek hoop regtig 'n geseënde dag vir julle ook. Die siekelys, ons vra maar net voorbidding, kyk bietjie net deur die siekelys dat ons net aan die mense ook kan dink in ons gebede. Kuier en klets vind plaas na die diens, maar dit vind hier onder die boom plaas. Ons het nou ongelukkig nie koffie wat ons kon doen vanoggend, koffie en tee nie as gevolg van die krag nie, maar daar is verversings, daar's 'n bietjie 'n koeldrank of 'n nattigheid en ek verstaan daar is iets lekkers om te eet ook. So julle is welkom om ons na die tyd net te kom vergesel daarso. En dan ja, peperboomfees wat ons hou die 27ste September, ons jaarlikse kerk bazaar. Daar is nog 'n paar goedjies uitstaande wat ons nodig het vir die kerkbazaar, so hoor maar en luister maar uit. Ek weet daar's goed nou soos nog eiers wat ons kort vir die ouens wat met koek bak en allerlei sulke tipe goeder, so help maar waar julle kan en meer belangrik om ondersteun ons op die dag asseblief. Ons het regtig almal se ondersteuning nodig. Ja, dan is dit maar die stok en staf en dan die tienerkamp wat ook plaas gaan vind op die 4de tot die 9de Oktober by Mooi Genoeg vir die wat belangstel. Julle sal dit op die afkondiging sien en dan Lindy Strydom wat 'n vroue spreker vir die vroue is wat die 8de November van 10:00 tot 10:30 of eintlik ja, obviously dit begin 10:00 vir 10:30 en die kostes loop R250 per persoon. So kom ondersteun ons gerus daarbey. En ja, en dan Jamkerk volgende Sondag en dan ook nagmaaldiens. En dit is my kant. Dankie. Douglas, dankie dat jy vir ons daar aansteek. Ek sê net nou vir iemand hierso, want nou moet ons eers bid vir 'n wonderwerk daar by jou. Maar ek gaan net nou terugkom daarna toe, ek praat van wonderwerke vir oggend. In die tema gaan ons ook praat oor die kroon, die kroon wat die Here vir elkeen van ons voorberei, om eendag vir ons as koningskinders 'n kroon te gee, en ek stap hier in, en hier is die kroon so mooi pertinent, sonder dat die blomme meisie geweet het van die tema. So ek sê, is 'n dag van wonderwerke, en nou wil ek eers gou vra vir die manne hierso, wie van julle het al van 'n leer afgeval? Hierdie wat jy so maak staan. Aha. Lyk vir my hier is so 'n paar van hulle. Kyk, die lastigheid met die ding is, as hy val, dan is daar nie 'n ander manier nie, jy val binne in hom in.
met al die gevolge daarvan. Nou dit was nou Vrydag aand toe ek die dakgeete wou skoonmaak en dan sny die dakplate jou as jy gryp daaraan. Maar ek is bly dat ek ook nie hier hoef op te klouter vandag nie, want ek het so nagmerries gehad met die voet wat nou so geswel is, of ek daarbo sal kan uitkom. Liewe gemeente, dankie vir die voorreg vanoggend saam met julle te kan aanbid. So mooi gemeente hierdie. En nou ry ek en Karen hiernatoe en ek sê vir haar, daar moet simbolies ook 'n besondere stuk argitektoniese motivering wees vir die kerk se toring wat so na die suidekant toe oorleun. Weet die kinders hierso wat is die simboliek daarin? Want ek weet nie. Is hier iemand wat dit nou vir ons kan sê? Anders moet julle dit na die tyd vir ons mooi verduidelik. Ek weet, in simboliek, daar's altyd 'n rede waarom 'n kerk gebou word op 'n besondere manier. Toe wonder ek en Karen nou sommer oor Beinsvlei se kerk se toring wat so bietjie suid oorleun. Maar kom ons raak so 'n paar oomblikke stil en dan, nee, kom ons sing eers terwyl ons so bly sit. Lied 492, so een vooraf sanglied, in U is vreugde, die eerste en die tweede vers, en dankie vir ons span wat vir ons help, en ons nog die projeksie en alles hier so reg. 2 verse terwyl ons so bly sit. In U is vreugde, vrede en vreugde, Jesus Christus, U is Heer. In U is vreugde, vrede en vreugde. In U is skies toch. Het ons om jy skies uit later bygekom. Kom ons hou hom net so. Reg. Nee, kom ons skiep hom daarso. Liewe gemeente, sommer net mooi dag vir julle ook. Vandag is nou, ek dink so die tweede Sondag in lente. 'n Lentetyd is maar so 'n besondere seisoen in die jaar. Ons is so bly as die lenteblommetjies begine deurbreek, want die koue is ook besig om 'n bietjie weg te bly. Het ons nie 'n mooi lente so ver nie. Nou vrees ek die hele tyd vir al die rypdoeke wat ek afgehaal het, gaan hier nie weer 'n laat koue en ryp kom nie, maar die Here is vir ons goed. Maar vandag is so 'n mooi lentedag, maar ek dink in lente is daar ook 'n mooi klomp simboliek. Die winter is verby, die slegte, die koue. Nie dat ons nie ook uitdagings nog in die res van die seisoen gaan hê nie, maar die punt is, daar is 'n nuwe toekoms wat vir ons wag. En geestelik ook, die Here is met ons op reis na 'n beter toekoms, 'n mooier toekoms, en hy wat ons Here is, hy is al reeds daar, gereed in die toekoms om vir ons te seën en nuwe seisoene van vreugde en lewensvervulling en vrug dra in die koninkryk van God. Wat moet aanbreek? En miskien is vandag so 'n dag, 'n dag waar die Here vir jou nuut kom ontmoet in 'n erediens, waar hy vir jou voorberei, waar hy vir jou toerus. Hy gee vir jou broers en susters hier in die geloof om vir jou te motiveer, te inspireer, vir jou voorbinding te doen, vir jou te omarm, want ons moet in die volheid van dit wat die Here vir ons wil gee, ons moet in daardie volheid moet ons gaan leef. En dan lees ek Psalm 85 wat sê, wil U nie weer die lewe vir ons nuut maak nie. Here, wil U nie weer die lewe vir ons nuut maak nie, sodat U volk hulle vreugde in U kan vind nie. Ek weet nie waar is jy geestelik vandag nie. Maar dit weet ek, die Here
wil vir ons iets van hierdie nuutheid kom gee. En dan is die volgende vraag, waar kom daardie nuutheid vandaan? En dan sê Psalm 85 so mooi, wil U nie weer die lewe vir ons nuut maak nie, sodat U volk hulle vreugde in U kan vind nie. Wil U nie die hemel vir ons oopmaak, sodat ons U vreugde in U nuutheid kan vind nie. Ek en jy kan so gewoond raak aan ons ou geloofslewe, met sy frustrasies en teleurstellings en al ons mislukkings wat ons ook het. Maar miskien is vandag, net daardie dag wat jy weer nuwe hoop kry, die begin en die aanbreek van 'n nuwe seisoen ook, van vernuwing geestelik, van vrug dra, van oorwinning in jou geloofslewe. Mag dit waar wees. En as die Here sê, wil U nie die lewe vir ons nuut maak nie, dan los hy ons ook nie vanoggend alleen nie. Dan is die Here hier. En dan is hy die een wat dadelik sy hand na jou en my toe uitsteek. En hy sê, ek sien vir jou raak. Ek groet vir jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Welkom hierso. Kom ons sing saam in nog 'n natuurlied, lied 464. Ons het hom, nee. Lied 464, daar is hy. Net die eerste, tweede en die vierde verse van daardie mooi lied. O Heer my God, as ek in eerbied wonder en al die werke elke dag aanskou, die son en maan, die aarde, sterre, wolke, hoe U dit elke dag so onderhou, dan moet ek juig my Redder en my God. Hoe groot is U, hoe groot is U, want deur die hele skepping klink dit saam, hoe heerlik Heer, U grote naam. Ek sien die veld, die bosse, berge, vlaktes, ek hoor hoe fluister grasse, stroom en wind. O Heer, U sorg vir klein, vir groot, vir alles, en U sorg dag na dag vir my kind. Dan moet ek juig my Redder en my God. Hoe groot is U, hoe groot is U, want deur die hele skepping klink dit saam, hoe heerlik Heer, U grote naam. U seun word mens in ons gebroke wêreld. Sy koningsheerskappy, hy maak weer heel wat sonde hier gebreek het. Hy bring weer hoop en redding ook vir my. Dan moet ek juig my Redder
te sien, want deur die hele skepping klink dit saam. Hoe heerlik eer u grote naam. Ook die vierde, dus reg. Okay. Terselfdertyd het ons ook 'n getuienis wat ons vanoggend met die wêreld hier buite moet deel, met mekaar moet deel. So ons het gesing in die geloof. Kom ons bely dit ook hardop saam. U is welkom, ons kan maar net so bly sit. U is welkom om saam met my ons geloof te bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons raak 'n oomblik stil in gebed. Here, ons Here, baie dankie. Dankie dat ons vanoggend hier is. Here, dit is U wat vir ons hier bymekaar geroep het. Elkeen daar vanaf sy huisie, sy tuiste, elkeen uit sy slaapkamer uit, om hier saam te kom feesvier. Om te kom feesvier, Here, want ons het 'n lied wat ons kan sing. En ons het 'n getuienis wat ons nou al kon opsê vir onsself en vir die wêreld om te kan hoor. Dankie vir elkeen wat hier is. En dankie dat U vir ons wil kom ontmoet. Dankie Here vir die geloof wat U vir ons kom gee het. Maar Here, as ons begin twyfel en ons geloof weer begin wankel, dan kom U juis in oomblikke soos hierdie om ons geloof weer te kom versterk. Dat ons kan sien, hier is ander mense wat ook saam met ons glo, wat saam met ons dit kan bely. En dankie Here dat dit ook ons getuienis kan wees, wat ons moet uitdra hier buite. En vergewe vir ons Here, as ons te min verwag van U goedheid en U oorvloed wat U vir ons wil gee. Help vir ons Here, dat ons vanuit hierdie oorvloed sal lewe, en help vir ons dat ons hierdie getuienis oor U grootsheid, U liefde, U sorg, U omgee, dat ons dit ook kan uitdra na die wêreld wat dit hier buitekant so baie nodig het. Seën vir ons, wees met ons besig in hierdie momente. Amen. Broer en suster, ek wil vanoggend die erediens so 'n bietjie heeltemal anders inrig vir myself ook. Ek sal net 'n rede daarvoor gee. Maar gewoonlik vra ek, het ek toe ek nog in die aktiewe bediening was, het ek altyd met die Bybel gegaan en vir die Here gevra, Here, wat is daar wat uit U Vader hart uit moet kom na U gemeente toe? En dan het mense nou rondom daardie, en ek het veral daarvan gehou om so een teksgedeelte te vat en
dan mooi na die tekste gaan kyk, sy agtergrond, sy konteks, en dan te vra, maar wat is dit wat hierdie gedeelte, wat is dit wat die Here deur hierdie gedeelte vir ons in ons verskillende kontekste dan ook wil sê. Nou vanoggend gaan die uniekheid daarin wees vir my dan ook ten minste, dat ek 'n paar teksverse aan die hand van 'n vraag wat ek het met u wil deel. En die vraag is naamlik, waar is God? Waar is God vir jou en vir my spesifiek? Waar is God ook wanneer ons begin vra oor God? En nou kan ek my indink, as hier vanoggend, by daardie deur wat so oop staan, as hier vanoggend 'n ongelowige instap, en hy kom staan hier en hy vra vir ons, sê vir my, waar is julle God? Waar is jou God? Wat jy nou hier so mooi vroom sit en dit bely. Sê net vir my, waar is God? Want ek is op soek na God. En trouwens, dit is miskien nie so heeltemal vreemde vraag nie, want ons weet hier buitekant is hier baie mense wat op soek is na God. En hulle vra ook vir ons as die Here se getuies, vertel vir ons, waar kan ons hierdie God kry? En vanoggend wil die Here sommer net vir jou en vir my help, om elke een persoonlik ook so bietjie duideliker vir God raak te sien. En om dan vir God raak te sien in verskillende op verskillende maniere. Ons kan baie verskillende antwoorde gee. Ek dink ons sal, as ons vanoggend hier vra, waar is jou God? Dan gaan ons by elke een van julle 'n bietjie van 'n ander antwoord kry. En ons het ook elke een 'n eie spiritualiteit. Ken die groot woord, kinders, die manier waarop ons vir God leer ken. Ons praat van 'n kopspiritualiteit, wanneer jy met jou verstand vir God probeer uitredeneer. Of 'n handspiritualiteit is dan nie nie wat rondhardloop en alles wil doen. Dis haar manier om haar geloof uit te leef, nê. Vir ander mense is dit in die praktiese lewe van elke dag. Vir ander is dit net hier in jou hart, daardie sagte liefdesoortuiging. So ons het verskillende spiritualiteite. En dan is die ander interessante, as ons nou vanoggend die Bybel sou vat, dan gaan ons ook in die Bybel alleen, gaan ons baie verskillende antwoorde kry op hierdie vraag, waar is God dan? Kyk nou maar, as ons begin, hier in die begin van die Bybel, dan kry ons vir God waar, ons kry hom as die skepper God, wat alles gemaak het. En dan soos die verhaal hom verder ontvou, dan word dit die verbondsgod, God wat deur 'n verbond na mense toe kom en in verhouding met mense kom tree. Ek sal vir jou 'n God wees en jy moet vir my 'n geloofskind wees. Volgende moment. As ons nog 'n bietjie aanblaai, dan leer ons God ken as die God wat ook moedeloos raak met sy volk, dat hy hulle naderhand in die ballingskap los, maar hy gaan haal hulle ook weer, die God wat ook weer met mense voorbegin en met hulle oor kan begin. Maar die grootste voorbegin is as ons bietjie aanblaai na die Nuwe Testament toe. En hoe begin God daar met ons te praat? Deur Jesus Christus.
God wat mens word. So dit is waar ons dan vir God sou kon raak sien en waar ons hom sou kon uitwys. En as ons nog 'n bietjie verder blaai, dan kom ons by Openbaring, die toekoms, waar ons vir God in sy heerlikheid, waar ons hom in sy volheid sal sien. So julle sien, dit is al hierdie verskillende maniere waarop ons vir God kan raak sien, waarin ons antwoorde vir onsself kan kry, waar ons antwoorde vir die vrae van die ongelowiges rondom ons kan kry. Dit is hoe dat die Here met ons besig is. Nou, as ons antwoord soek, dan moet ons vanoggend, en ek wil vir jou uitdaag om saam met my in verskillende rigtings te kom kyk. Ek het 'n ou vriend, Stefan Joubert, julle sal hom ken van Potgoeie af. Mooi bediening wat Stefan het. En hy het so in kort, ek wil amper sê so in 'n kort potgooi, maar eintlik so 'n versie waar hy sê waar ons vir God oral kan raak sien. En toe ek en Karen dit hoor, toe sê ek vir haar, ek dink ons moet bietjie meer hieroor gaan dink, oor die verskillende maniere wat Stefan vir ons uitgewys het, maar ook verder in die Bybel daarna gaan kyk. En dan kom ons by die heel eerste rigting waarin ons kyk. En ek gaan telkens vir julle vra om saam met my ook na die teksverse, 'n paar verskillende teksverse te gaan kyk. Wanneer ek en jy vra, of wanneer ek vanoggend vir jou vra, waar is God vir jou spesifiek? En miskien kan ons aan die einde terugkom en dan kan ons vir mekaar hier in 'n erediens sê, maar daar's nog 'n manier waar ek vir God kan raak sien. Maar kom ons begin by die eerste een. Die eerste rigting waarin ons moet kyk is het terugkyk in ons lewe, in die geskiedenis. En dan moet ons dit lees in Kolossense 2 vers 14 en 15. Kyk of jy saam met my kan sien wat is die terugkyk om vir God raak te sien. Kolossense 2, Paulus sê, hy het die skuldbewys met die eise teen ons tot niet gemaak. Deur dit aan die kruis te spyker, het hy dit vir goed weggeneem. Paulus is besig om met hierdie gelowiges in Kolosse te praat en vir hulle aan te moedig om in verbondenheid met die Here te lewe. Maar waar sien Paulus vir God die duidelikste? Hy sê aan die kruis. Daardie Kairos moment in die wêreldse geskiedenis, toe Jesus homself as offer aan die kruis kom gee. Sonder die kruis sou ons nie vanoggend hier gewees het nie. Sonder die kruis sou daar nie 'n Christelike kerk in hierdie wêreld en in die geskiedenis gewees het nie. Sonder 'n kruis sou ons steeds sondaars gewees het. Sonder God, sonder hoop, sonder 'n toekoms. Maar Kolossense sê, onthou die kruis. En daar aan die kruis het hy die skuldbewyse wat om jou en my nek gehang het, ons boetekaartjies, deesdae, nadat ek in die Weskaap was, stuur hulle mos nou die boetekaartjies hierso vir jou sommer op jou selfoon, dan sê hulle betaal sommer op hierdie app ook nog, moet nie lank vat nie. Maar al hierdie boetekaartjies wat ek en jy het, van alles wat ons verkeerd gedoen het, waar ons oortree het, wat sê Paulus? Hy sê, dit is aan die kruis vasgespijker. Dis betaal.
dit bestaan nie meer nie. Dis gone, hulle is weg. En dit is waar ons vir God sien. Aan die kruis met sy liefde, sy genade, die verlossing wat hy vir ons bewerk het. Helder en duidelik, en ons moet elke dag omdraai en terugkyk en vir Jesus aan die kruis raak sien. Maar kom ons kyk na 'n tweede rigting. Watter rigting kan ons nog kyk? Kom ons kyk ook 'n bietjie vorentoe in die tyd in, en dis die mooi kroon wat hier vir ons gekom het. Voor ons sien ons vir Jesus met 'n kroon. 2 Timoteus 4 vers 6 tot 8. Hier kom Paulus weer, hy sê, wat my betref, ek word alreeds as drankoffer uitgegiet. Die tyd van my dood is voor die deur. Ek het die goeie wedloop afgelê. Ek het die wenstreep bereik. Ek het gelowig enduit volgehou. En nou wag die oorwinnaarskroon vir my, die lewe by God. Sien jy vir Jesus? En hy is voor jou. Jy is op pad daarheen. En Jesus staan met jou en my prys. Jou medalje, wat nie jy verdien het nie, maar wat hy vir jou, vir ons, vir my en jou, verdien het. En hy staan daar voor ons in die toekoms, en hy staan reeds gereed met daardie kroon, hierdie prys, om dit vir jou op jou kop te sit. Want ons weet, hy is getrou. Hy sal doen wat hy beloof het. Dit is die medalje wat hy vir jou gereed hou. Kan ons sê, Jesus glimlag alreeds, soos hy vir jou en vir my nou hier sien, glimlag hy alreeds net so breed, want hy weet sy gees is besig met ons. Hy sal nie dat ek en jy uit sy hand uitval, uit sy hand uitgly nie. So hy het alreeds jou kroon vir jou gereed gemaak. As jy vra, waar is God? Dan het ons nou al gesê, kyk terug na die kruis. Daar sien ons vir God met sy liefde. Maar dan, die tweede een, kom ons kyk vorentoe, daar sien ons 'n kroon wat die Here daarmee staan en wag om op jou kop te kom sit. Waar trek ons nou? Watter rigting kan ons nog kyk? Die derde een rigting waarin ons gaan kyk, is ook die opkyk na bo. En as ons opkyk, wat sien ons daar? Kom ons lees Romeine 8 vers 33 en 34. Wie kan die uitverkorenes van God aankla? God self spreek hulle vry. Wie kan ons veroordeel? Christus Jesus het gesterf, maar meer as dit, hy is uit die dood opgewek. Hy sit aan die regterhand van God en hy pleit vir jou. Hy sit aan die regterhand van God, God die Vader op die troon, met Jesus aan sy regterhand, en hy pleit vir jou en vir my. Sien jy vir God in die geloof, in die hoogste hemel, op sy troon.
Hy heers. Hy is skeppergod. Hy is onderhouer. En hy is God ook van die eskatologie van die toekoms, wat hy vir ons beloof het. En hy is getrou daaraan. So sien ook vanoggend raak vir God op die troon in sy heerlikheid en sy majesteit. Kyk vanoggend 'n bietjie langer, dat jy vir God duideliker kan sien. Want hy is God in sy grootsheid, in sy Engelse woord awesomeness, in sy heerlikheid. Hy sit op die troon. Kyk mooi, kyk elke dag om hom duideliker raak te sien. Want as daardie verwondering, as jy dit raak sien, gaan dit oorloop en oorspoel na 'n getuienis oor God wat op die troon sit. Waar is jou God? Kyk terug na die kruis, na die kroon, na die troon waar hy is. Kruis, kroon, troon. Is daar nog 'n rigting waarin ons kan kyk? Ons kan ook, kan ons sê, na binne kyk, na onsself kyk. Al moet jy nou ook voor die spieël kom staan vanoggend en mooi na jouself kan kyk. Want wat wil 1 Korintiërs 6 vir ons sê? Kom ons kyk bietjie mooi, wat sê die Here oor my en oor jou as sy kinders? 1 Korintiërs 6. Hy sê, of besef julle nie, dat julle liggaam 'n tempel van die Heilige Gees is nie? Julle het die Heilige Gees wat in julle is, van God ontvang, en julle behoort nie aan julle self nie. Julle is gekoop en die prys is betaal. Julle moet God dus in julle liggaam verheerlik. Wat sê die woord? Die woord sê, jy is tempel. God bly in jou. Miskien moet jy weer 'n slag voor die spieël gaan staan en mooi kyk. Mooi kyk. Nie na die paar plooie wat gevorm is of die hare wat uitgeval het nie, of die paar sproete en die ander goedjies wat hier so op jou vel uitslaan nie. Miskien moet jy 'n slag mooi kyk totdat jy jouself as tempel van God sien. Want God deur sy Gees woon waar? Hy woon in jou, in my. Ons is tempels van God. Kyk mooi. Waar het ons nou gekom? Kruis agter jou, die kroon voor jou, tempel, nee, kruiskroon, die kroon, die troon, kruiskroon, die troon en die tempel hier by jou, binne in jou. Jy is tempel van God. Ek wil 'n laaste enetjie nog saam met julle kyk en ek gaan daarvoor 'n bietjie 'n langer teksgedeelte lees. Dis so 'n bietjie 'n Ou Testament teksgedeelte wat ons gaan kry in Psalm 139 vers 1 tot 5. As alles rondom ons so deurmekaar raak,
met al die ontsteltenisse, al jou teleurstellings, al jou uitdagings, dan vra jy ook dikwels, waar is my God? En die wêreld het ons gesê, vra vir ons, waar is julle God? Kom ons lees Psalm 139 vers 1 tot 6. Ek het hom nie daar probeer skryf nie, jy kan hom self daar in die Bybel opsoek. Here, U sien dwars deur my. U ken my. Of ek sit en of ek opstaan, U weet dit. U ken my gedagtes en nog voordat hulle by my opkom, of ek reis en of ek oorbly, U bepaal dit. U is met al my paaie goed bekend. Daar is nog nie 'n woord op my tong nie, of U, Here, weet wat dit gaan wees. Luister nou die volgende versie. U omsluit my van alle kante af. U neem my in besit. Die wete oorweldig my. Dit is te hoog vir my begrip. U omsluit my, sê die psalmdigter, van alle kante af. Ek sien iets soos 'n ronde sweer, 'n groot bal waarin ons leef. Waar is God? Hy's hier rondom ons. So en oral rondom ons. God se teenwoordigheid waaroor die psalmdigter nie uitgepraat kon raak nie. Hy omsluit ons van alle kante af. Hy vertroos, hy bemoedig, hy versterk, hy lei vir ons, hy inspireer vir ons, want hy is hier, hy is by ons. Psalmdigter sê, ek kan hom nie ontsnap nie. Hy's rondom jou, orals by jou teenwoordig. Kan ek afsluit? Vat dit nou saam en nou wil ek julle uitdaag in die huisgesin ook. Môreoggend dan vra julle weer vir mekaar, waar is jou God? Kom ons sê dit weer vir mekaar. Hy's agter ons aan die kruis. Hy's voor ons met die kroon. Hy's bokant ons op die troon. Hy is by ons, binne in ons, want ons is sy tempel. Kruis, kroon, troon, tempel. En, kom ons vat die laaste een saam. Hy is oral by ons teenwoordig. Jy het 'n antwoord vir enige een wat vir jou vra, waar is jou God? Gaan gee dit vir die wêreld. Hulle wil weet waar om vir God te kry. Ek en jy, ons in hierdie gemeente vanoggend, ons sit met die geheim. Ons moet dit net vir die wêreld gaan sê en vir die wêreld gaan leef. Sterkte daarmee, jy het 'n antwoord. Here, ons Here, baie dankie vir u teenwoordigheid. Dankie Here dat u hier is. Dankie Here dat u weet van al ons eie vrae, ook ons klein geloofsvrae. Dankie dat u vanoggend vir ons antwoorde kom gee oor u self, u teenwoordigheid agter ons met u liefde, voor ons met ons beloning, altyd bokant ons op die troon, selfs hier in ons eie broosheid, binne in ons, want ons is u tempels. En dan sluit ons, dan Here, kom, sluit u vir ons met ons hele menswees in, en ons kan u teenwoordigheid nie ontglip nie.
U omhels ons, U omsingel ons, U dra vir ons. Ook wanneer dit partykeer vir ons moeilik is om rigting en antwoorde te kry. U is altyd rondom ons. Dankie, dankie daarvoor. Ons eer U. Amen. Suster, wag eers. Waar sou God nog kon wees? Waar het jy nog vir God gesien? Is daar iemand wat met ons wil deel? Ek besef toe maar net vanoggend toe ek hier staan, dit beteken, dan sien ons vir God hier, in 'n erediens. Hier sien ons vir God, want ons is elke een 'n tempeltjie van die Here. Het nog iemand wat iets wil byvoeg op hierdie vraag? OK, kom ons volstaan daarmee. Sal ons afsluit met lied 507. Hemelse Vader, U heers op U troon. U is ook oral waar ons woon. Dis deel van ons antwoord vir die wêreld hier buite. Kom ons sing daarvan, die 1ste tot die 4de vers. Hemelse Vader, heers op U troon. U is ook oral waar ons woon. Dit is ons troos as ons twyfel of vrees. U sal ons God vir ewig wees. Volke mag worstel en oorlog verklaar. Mense mag stryd voer met mekaar. Sterre, planete mag brand en vergaan. U troon sal ewig bly bestaan. Nog die 3de en die 4de vers ook. Met maart of tragedie mag ons hier oorval. Dit tref ons male sonder taal. As ons verbluisternis staan en bly staar. Bly ons God, U is altyd daar. 4de vers. Vader, ons weet, ons kan nêrens heen dwaal. U sal ons altyd weer kom haal. Niks uit U liefde en majesteit. Here, ons God in ewigheid. Kom ons sit eers weer, is geleentheid vir 'n dankoffer. Ekskuus, baie gemeentes doen dit by die deure, dis hoekom ek hom hier uitgelaat het.
Here, ons Here, saam met hierdie paar sente van ons, kom plaas ons onsself ook in hierdie kollektebordjies, in hierdie kollektesakkies. En ons kom gee dit en onsself vir u as 'n dankoffer. Ja, as 'n getuie wat oor u en u teenwoordigheid in hierdie wêreld verder wil gaan vertel. Word verheerlik. Amen. Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, die troos en die teenwoordigheid van die Heilige Gees met jou wees en bly. Amen. 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 Mooi week.